Baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kuier vandag weer saam met leraar Ryan Lansdowne. Leraar, baie dankie. Welkom met leraar. Dankie dat leraar saam met ons die lesie bespreek. Dankie. Ons opskrif vir hierdie week in les 5 is om te skyn soos ligte in die nag. In ons geheue-teksvers vind ons in Filippense 2 vers 14 en 15 wat lees: Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Dis Filippense 2 vers 14 en 15. Ek wil dit graag weer lees. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Filippense 12 vers 14 en 15. Sal leraar vir ons open met gebed asseblief? Okay, dis reg. Ons Here en ons Vader, ons sê dankie dat ons elke week kan saamkom by ons huise, by ons kerke, waar ook ons mag saamkom met ander om die lesserie te doen, waar ons meer van U kan leer, Jy meer kan leer hoe dit lyk om 'n kind van U te wees, Heer. Ek vra, wees met ons asseblief, soos ons nou die lesserie gaan bespreek. En Here, as daar enigiets spesifiek is wat ons moet uitlig of wat ons moet noem, dat dit enigiemand se hart kan raak, Heer, wys dit asseblief uit en laat ons harte ook ontvanklik wees vir enige insig wat U mag gee. Ek bid dit alles in 'n groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Dankie leraar. Weereens baie welkom aan elkeen wat saam met ons kom inloer hierso. Baie dankie vir die duimsopknoppie. Sonder dat dit 'n sent kos, help U ons om hierdie boodskap ook aan ander mense te versprei. Baie dankie daarvoor. Die van julle wat ons finansiëel ondersteun, baie dankie. Daar kom omtrent so R250 'n maand in. Dit help ons om die R600 se data wat ons spandeer te dek. Die van julle wat voel die Here het julle geseën en ons ook wil seën, die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Ek wil ook baie dankie sê aan Adventiste Wêreldradio Afrikaans, wat ons ook help om hierdie programme uit te stuur en dit ook op hulle platform deel. Baie welkom ook aan al julle luisteraars daarso. So, leraar, ja, om te skyn soos ligte in die nag. Om te skyn soos ligte in die nag. Hier word vir ons gegee Deuteronomium 4 vers 6, Sabbatmiddag, ons begin sommer dadelik met hom. Ek wil dit vir ons lees. Dit sê: Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here ons God so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Nou, mense sal wonder, nou, hoekom word hierdie vers vir ons gegee? En die opskrif is om te skyn soos ligte in die nag. Maar dit is juis wat hier aanbeveel word. Hierso moet hulle 'n lig wees vir die nasies rondom hulle. Hoe gaan hulle daai lig wees? Deur getrou te wees aan God, sy verordeninge en sy wette. En hulle gaan sê, "Wow, kyk hoe gesond is daai mense. Kyk hoe goed gaan dit met hulle." En dis die lig wat hulle veronderstel was om die ander nasies na hulle toe te trek. En natuurlik het dit geval daarin meeste van die tyd. Maar dan sê Jesus in Johannes 8 vers 12: Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En hierdie ding is baie belangrik. Verlede week het ons ook gekyk na wat is die kern van ons eenheid, en dis Christus. Die lig kom van ons af. Maar dan sê Jesus, Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En daai lig wat ons is nie 'n lig wat uit onsself uitkom nie, maar is soos die maan. Die maan skyn, maar nie sy eie lig nie. Hy weerkaats die son se lig. En dis dan daai lig wat ons dan nou moet weerkaats, is daai lig van Jesus, wat op ons skyn. En dis basies waaroor hierdie week se les gaan. En as ons by Sondag kom, 25 Januarie, is die opskrif, ons gee uit wat God op ons inwerk. Ons gee uit wat God op ons inwerk. En
Hulle gee hierso Handelinge 16 aan, vers 13 tot 15, 32 en 33. Ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê: En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was, en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar bymekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: As u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En dan vers 32 en 33. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van daardie nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, en hy en al sy mense. So hierso sien ons leraar waar hierdie mense ontvang het. Die vrou het die evangelie ontvang en onmiddellik is hy gegee. Hierdie man wat in die gevangenis gewerk het, toe hy die waarheid ontvang en die Heilige Gees ontvang het, hy dadelik hulle bedien. Dadelik oorgeskakel in bediening. Dit wat hulle ontvang het, soos die opskrif sê, ons gee uit wat God op ons inwerk. So kan ek dan Filippense 2 vers 12 en 13 lees, dan kan die Here vir ons uitbrei. Is dit reg? Doen reg. Filippense 2 vers 12 en 13. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Nou die vraag wat hier gevra word is, wat bedoel Paulus deur te sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing? Hoe sou jy die verwantskap tussen geloof en werke beskryf? Ek wil net eers ons kommentaar lewer op daardie van Lydia. Ek dink dit is 'n baie snaakse reaksie van ons as te lees. Want hoeveel mense het ons nie al mee gepraat en die evangelie mee gedeel, en die Sabbat mee gedeel, en die kerk se waarheid, die kerk se waardering se waarheid mee gedeel, en hulle sukkel om te aanvaar nie. Ek seker daar is baie mense wat wel die evangelie verwerp het, en dan sien Paulus was geslaan en hy was dronken gooi en so, as gevolg van daardie verwerping. En ons lees stories soos wat in Handelinge 16 gebeur, en ons word aangemoedig dat ons moet aanhou werk. Nou vat ons dit weer na Filippense toe, waar hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie. Met ander woorde, julle was teenwoordig nie as gevolg van my teenwoordigheid. Julle was getrou nie as gevolg van, omdat ek vir julle gesê het, gaan doen A, B en C nie. Uit die invloed van die Heilige Gees het hulle vorentoe gegaan en hulle was getrou uit hulle eie uit. En hy spoor hulle aan om nog steeds so te wees. En dan kom ons op die vraag, hoe sou ons die verwantskap tussen geloof en werke beskryf? My Bybelse kommentaar sal dit eintlik baie goed. Dit sê hierso, die Filippense het reeds deel gehad aan die verlossing deur die geloof in Christus. Hierdie woorde beteken dus nie dat hulle hul verlossing moet bewerkstellig deur goeie werke nie. Met ander woorde, dis nie dat hulle nog nie verlossing gehad het en hulle moet eers goeie mense wees voor hulle verlos kan word. Ja, hulle is klaar verlos. Hulle is klaar verlos. Yes. En dan gaan dit verder deur te sê, hulle moet hulle verlossing juis met goeie werke bevestig. Jy weet, daar's hierdie groot gesprek van, ek is onder genade, ek is verlos. Met ander woorde, ek kan doen wat ek wil. En die Here sal terugkom en hy sal my dan heilig maak wat ek al. Maar hierso sê die teks juis vir ons, nee, julle ken die waarheid, julle is verlos as gevolg van die waarheid, omdat julle dit aanvaar het, gaan uit en doen die werk van die Here. En bly getrou soos julle al klaar getrou gewees het. En ek dink dit is baie belangrik om te besef dat wanneer ons werklik 'n lewe in die Here lei, dan is ons lewe natuurlik. Kyk, ons maak foute, maar ons is baie meer, soos die Engels sê, inclined om goeie werke te doen. Nie om goeie werke te doen vir ons verlossing nie, maar as 'n bewyse van ons verlossing. Nou, dit wil amper voorkom asof hy 'n ander evangelie verkondig as wat hy nou in die res van sy geskrifte verkondig, waar hy sê, dit klink amper asof hy sê, jy werk vir jou saligheid, maar dit is glad nie wat hy sê nie. Dit is baie belangrik om wat die hele Bybel omtrent 'n onderwerp sê,
na te kyk, nie net een versie of een gedeelte wat misverstaan kan word nie. En so word Romeine 3:23-24, Romeine 5:8, Efesiërs 2 vers 8 tot 10, wat basies dieselfde sê. Ek gaan net Romeine 3 vers 23 en 24 lees. Die ander sê basies dieselfde. Dit sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heiligheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons word gered slegs deur genade. Verlossing is die Here se werk, dis nie ons werk. Ons kan niks doen in ons verlossing. Ons kan geen erkenning ontvang vir dit nie. Ons eie werke kan ons nie help nie. Ja. Dit is God wat eintlik ons tot insig bring dat ons sondaars is. Ja. Wat ons berou skenk, wat ons die vermoë skenk om sonde te oorkom. Ons het geen deel daaraan nie. Al wat ons moet doen is totaal oorgee aan hom. Ja. En die les gaan ook later sê hoe ons moet breek van sonde af. Ja. En ons sien, ek meen veral met laasweek se lesstudie, dit praat oor, jy weet, dit waarsku ons teen trots en selfsug. En as ons besef dat die werk wat ons moet doen nie ons eie sin is nie. Kyk, daar's baie mense wat seker maar goed bedoel, maar ek het al gesien, ek het soveel mense kerk toe gebring. Ek het soveel mense, en ek sê nie, daar is mense wat werklik die werk doen, wat dit net doen, en dit nie doen vir hulle eie gewin nie. Jy weet, hulle sê maar net, ek gee die persoon 'n lig. Maar as mense wat sekere dinge doen, om te wys hoe goeie kerkmense hulle is. Yes. En die waarskuwing van laasweek se lesstudie en ook hierdie ene is dieselfde. Ja. Om te sê, maar jy doen dit nie uit jou eie selfsug, jy doen dit nie om te bewys hoe goeie mens jy is nie, want dit is nie jou werk nie. Yes. Dis die Here se werk. Ja. En jy doen dit omdat jy gered is, uit dankbaarheid. Ja. So hierdie vraag aan die einde van die dag sê, op watter maniere het jy Christus se inwerking op jou al ondervind? Maar hoe bied jou gefalle natuur weerstand teen wat God besig is om in jou te doen? En hoe kan jy die weerstand van jou gefalle natuur teenstaan? Nou luisteraars, gesels met ons asseblief en kykers in die kommentaargedeelte hieronder. Ek sal baie graag u getuienis wil hoor. Maar die antwoord op hoe kan ons die weerstand van hierdie gefalle natuur teenstaan? Leraar, daar's altyd net een antwoord. Spandeer tyd saam met die Here. En sy invloed, soos ons verlede week gesien het, wat gepraat het oor die invloed rondom jou. Daar waar jy jou tyd spandeer, dis wat jou gaan beïnvloed. Hoe meer ons tyd gaan spandeer saam met die wêreld, gaan ons die wêreld se karakter uitleef. Hoe nader ons aan Jesus gaan lewe, gaan ons sy karakter uitleef. Ja, ek het in die week iets gesien van 'n van een van my predikant. Dit was eintlik humoristies, maar hy het gesê as jy Spreuke lees, hy het self geparafraseer wat hy gesê het, jy weet, as jy in die geselskap, if you're in the company of 5 fools, you've counted wrong, because you're in the company of 6 fools. Ja, dis 'n baie Dis wat goeie Spreuke punt. vir ons sê, so, maar waar jy jou tyd spandeer is wat jou beïnvloed. Ja. En as jy tyd met die wêreld spandeer wat vir jou gaan sê, dis nie jy moet die werk van die Here doen nie. Jy hoef nie die moeite in te sit, of jy hoef nie 'n goeie mens te wees, jy kan aangaan soos wat jy wil. Gaan jy die wêreld volg. Maar as jy hoe meer tyd ons met die Here spandeer, hoe meer gaan ons die Here volg. Amen. Amen. Maandag se opskrif is lig in 'n donker wêreld. Nou ons het gekyk hoe kan ons kerk eenheid handhaaf in verlede week se lesie wat baie belangrik is. Maar leraar kan getuig en ek is seker almal wat al te doen het met die gemeente kan getuig eenheid om eenheid te handhaaf in die kerkgemeenskap. Dit is nie maklik nie. Dit verg inspanning. Dit verg daadwerklike doelbewuste inspanning om eenheid te behou, eenheid te bring en te behou, want ons het almal sondige nature wat die teenoorgestelde trek. Ja. En hierso sê iets baie interessant, ek gaan lees hierdie eerste paragraaf, hierdie sinnetjie, tweede laaste sinnetjie, dit sê eenheid binne die kerk is 'n neeweproduk van ons eenheid met Christus en gehoorsaamheid aan sy woord. En weer eens, Christus is die antwoord, ons verhouding met hom. Ja. Ons kan nie onsself bly vra, hoekom sukkel ons met hierdie, hoekom het ons die seëninge op ons kerk nie, hoekom het ons hierdie probleme, as ons nie diepe hartsondersoek in onsself doen nie. Ja. En ook medebroers en susters sê, nie om te sê, gaan doen die hartsondersoek, jy het hierdie sonde nie, maar om te gaan sê, maar ek is bekommerd oor jou, ek wil ook gesien dat jy gered is. Gaan spandeer tyd saam met die Here. Ja, en dit is waar dit begin individueel. Jou individuele verhouding met God, en dan jou gesin se verhouding met God, en dan die kerk se verhouding met God. Hulle elkeen
het 'n invloed op mekaar. Ja. Nou ek het van jongs af, wel toe ek jonk was, het ek hierdie besef gekry. In die dorp dan sien ek nie die sterre so baie duidelik nie, maar as ek 'n plek is waar dit buite 'n dorp of buite 'n stad is, wow, is die hemel so vol. Veral sekere plekke waar nie besoedeling in die lug is nie. Ja. Ja, dan is dit so pragtig. Die hele hemelruim is vol sterre wat skitterend is. En ek het gedink, dit wys net eintlik hoe nader 'n mens aan die sondige wêreld is, hoe minder sien jy die wonders van God. En hoe verder weg jy van die wêreldse dinge af is, hoe meer duideliker sien jy die wonders van God. En hoe minder besoedeling is daar so. Ja, maar hierso sê die lig, dit is eintlik die kontras. Ja. Tussen die wêreld en God se verordeninge, God se wil. En in daai sin moet ons 'n lig in 'n donker wêreld wees. Ons moet ligte wees in 'n wêreld waar dit donker is, waar God se liefde nie geken is nie uitgeleef word nie. En dit gaan natuurlik, dit gaan ons onpopulêr maak. Maar dit is wat ons moet verwag. Jesus het gesê, as hulle dit aan my gedoen het, gaan hulle dit aan julle doen. Vriendskap met God is nie vriendskap in die wêreld nie, is vyandskap teen die wêreld. En ek dink baie keer is ons bang om daai ligte te wees, want ons vriende, ons familie, die mense by die werk gaan dink, een van daai ouens, nee. Maar terselfdertyd weet jy, as dit donker is, raas jy bang is vir die donker, is 'n lig of vertroosting. En dit is juist die wat, as ek verder kan gaan met die vergelyking, wat so lief is vir die donkerte, wat jou gaan verwerp. Ek het my sondes, ek het my dinge waarmee ek sit en ek wil dit behou. Maar tog, as mens aanhou werk, as mens aanhou die goeie werk doen, soos wat hy sê, bly gehoorsaam. Gaan jy op 'n stadium kom waar jy iemand kry soos Lydia. Yes. Maar jy gaan iemand kry wat sê, wow, ek nog nooit hierdie tipe liefde ervaar. Enige plek anders nie. Ja. En ek dink dit is waaraan ons moet vassit, daardie hoop om moontlik iemand na die Here te bring. Ek het al gesê, as my hele lewe bestaan om een persoon na die Here te bring, is dit fyn. Ja. Jy wil 50.000 mense na die Here te bring, jy wil 2 miljoen, maar ek dink ons moet sit en besef, maar partykeer gaan ons hele lewens werk en dalk net een persoon werklik. En ek dink selfs hulle is dit, jy gaan dalk nie eers besef wie dit is wat jy na die Here te gebring het nie. Die Here gaan nog alles aan ons openbaar ook. Ja. En dis hoekom ons moet aanhou werk, want jy weet nie wat se aksies mense nader na die Here toe lei of verder van die Here af lei nie. Amen. So. Filippense 2 vers 15 en 16, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop en verniet gearbei het nie. Leer het net gepraat van daai moontlike verniet arbei vir sommige mense. Maar as daar net hierdie een is wat die ewigheid kan beerwe, is dit die moeite werd. Leer dan praat die lesie van Job en die heiligheid van Job. En dit praat hierso van om opreg te wees soos duwe. En waar dieselfde woord gebruik word in Romeine 16, onskuldig teenoor wat sleg is. Ek sal vir ons lees Job 1 vers 1 en 8, waar het sê, daar was 'n man in die land Is, wie sy naam was Job, en die man was vroom en opreg en godsvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. En dan vers 8, en die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godsvreesend, en wat afwyk van die kwaad. Ag, kan die Here maar so van my sê. Ja? En dan wil ek vir ons Matteus 10 vers 16 lees, kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos slange en opreg soos die duiwe. Nou hierdie woord opreg soos die duiwe, Paulus gebruik hy selfde woord Romeine 16 vers 19, want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword, daarom verbly ek my oor julle en ek wens dat julle wys mag wees, is nou wees so wys soos die slange, teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is. En hier is dieselfde woord wat Jesus gebruik om die duif te beskryf, dat ons versigtig moet wees soos duiwe, die onskuld van 'n duif. Hier word dieselfde woord gebruik. In Psalm 101 vers 3, ek stel geen laat ding voor my oë nie. Hoe tree 'n duif op? 'n Duif is baie skrikkerig. Ja. Jy maak net so en Hy is die hele tyd by uitkyk. vlieg weg. Ja. En hy maak nie dood nie, nee. Hy val nie aan nie. Nee.
En ons is nie dieselfde nie. Ons kyk goed op sosiale media, ons kyk flieks. En ons hoor die mense die Here se naam ydel gebruik. Ons sien geweld, ons skou dinge wat ons weet ons iemand kan skou nie, maar ons het so gemaklik daarmee geraak. Ons is soos die duif wat rondloop en daar's 'n slang of 'n kat reg langs ons, jy weet. Ja. En ek dink nie die Here vereis van ons dat ons monnike word en op ons eie spandeer nie, maar wat hy wel vereis is dat wanneer daar iets in ons lewens kom wat ons weet nie daar's 'n hoort nie, dat ons dit dadelik uitskei. Ja. Terwille van, ek meen, Jesus self sê, as jou regterhand jou laat sondig, is dit beter dat jy hom afsny en so in die ewigheid gaan, as wat jy sondig en natuurlik, jy weet, nie in die ewigheid, die ewigheid Kom eerder sonder te kla. Presies. Ja. En vir ons is dit so moeilik om net iets te laat gaan. Wat is dit van jou, jy weet, jy moenie jou hand regtig afsny nie, maar wat is dit van jou om net daardie app wat jou pla te delete? Of jou foon af te sit, miskien net vir die halwe dag. Ja, of jou Netflix subskripsie, jy weet, klaar te maak. Ja. Spaar daar R150 'n maand. Ja. Ja. Dit is hierdie Psalm 101. Ek het 'n lied geskryf vir hom. Ek skryf, ek sing nie self nie, ek skryf net. Wat sê ek stel geen lading voor my oë nie. Dit is so 'n mooi Psalm daai. En dit is dis regtig 'n Psalm wat jy ook nog gaan kyk, gaan lees om Psalm 101. Ek sal kyk of ek hierdie lied ook kan deel wat betrekking het op hierdie Psalm. Die lesie sê so, ons moet nooit bang wees om anders te wees nie. Dit wat ons glo, moet ons meer en meer afsonder. Ons moet, as mense na ons kyk, moet hulle sien, daar is 'n verskil tussen hierdie persoon en die wêreld. Ek kan onthou in die kerk, Adventiste kerk, was dit gewoonlik so gewees, dat wanneer jy gekyk het na die drag en die gedrag van Adventiste, het hulle uitgestaan tussen die wêreldse mense. Maar dit raak deesdae al hoe minder en minder sigbaar. Hoe baie van ons gedra en aantrek. En ongelukkig is dit die waarheid, dit is 'n seer waarheid, maar dit is 'n waarheid. En ons gaan nie ligte wees in die wêreld as ons self donker is nie. As ons self aantrek, as ons self is waar die wêreld is, spandeer waar die wêreld hulle spandeer. En hierdie, ek stel geen lading vir my oë nie, wat jy inneem is wat jy gaan uitbring. En soos met voedsel, dieselfde geestelik ook. As ons wêreldse dinge gaan inneem, soos wat leraar ook genoem het, dit gaan deel van ons karakter word, gaan stiek. Dit is gevaarlik, ja. Kan ek vir ons Romeine 12 vers 2 lees? Natuurlik. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef, waar maklik om nou toe, wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Leraar, ek gaan net hierdie vraagie lees, en dan kan leraar ietsie noem voor ons oorgaan na die volgende dag toe, indien daar gedeeltes van jou lewe is, waar jy as wêrelds beskou, en heel waarskynlik is daar, hoe kan jy daarvan gereinig word? Wat 'n kort antwoord kan leraar gee daar? Hoe gaan ons gereinig word? Ons het laas ook gepraat van breinchirurgie of breinimplanting. Ja. Dis 'n verdere ontwikkeling daarvan om te sê jou lewe moet totaal en al verander word deur die invulling van die Heilige Gees van Christus. Jy moet jou lewe oorgee aan hom en jou loyaliteit, alles wat jy is, oorgee aan die Here en dan die uitwerking daarvan is om verander te wees. Is om hierdie persoon te wees wat hierdie nuwe karakter het, wat hierdie nuwe geaardheid het. Dan moet 'n duidelike verskil wees tussen die persoon wie jy was 20 jaar gelede en wie jy nou is. Ja, en 'n aanhoudende groeiproses ook, ja. Nee, ja. Ek meen, ek het in die week van iemand gehoor wat 'n aaklige persoon was en mense kon sien die persoon was anders nadat hulle gedoop was, nadat hulle lewe oorgegee het aan die Here. En ek dank die Here daarvoor. Ja. Alle eer aan die Here, ja. En dit gebeur nog baie. Moenie ek wil vir wie ook al luister sê, moenie dink dit gebeur nie nog nie. Ja. Dit gebeur nog baie. Die Here kan nog mense se lewens verander. As jy sukkel met wat ook al sonde in jou lewe, die Here kan dit verwyder, ongeag van wat se verskonings jy voorgee. Amen. Amen. Die feit dat die Here die dood oorwin het, is vir ons bewys dat hy kan sondes
skoonmaak. Die feit dat hy mense kon genees het in die graf uit opwek, hy het gesê sodat julle kan glo dat ek sondes vergewe, sê vir iemand staan op en loop. Ja. Nee. Dinsdag 27 Januarie 'n lewende offer. Filippense 2 vers 17 lees. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. En hierdie opskrif by Dinsdag is 'n lewende offer. En hy sê al word ek uitgegiet as 'n drankoffer, met ander woorde al betaal ek vir my lewe, weet ek die hele lewe sal 'n lewende offer wees van my werk. Ja. En dit is so 'n mooi beskrywing, natuurlik beeldspraak om uitgegiet te word as 'n offer aan die Here. Verwys natuurlik na die Ou Testamentiese offersisteem. En daar's 'n verhaal ook van Dawid wat gesmag het na water van 'n sekere fontein en toe bring hulle dit vir hom toe sê hoe kan ek dit drink? Ek sal dit eerder aan die Here offer en hy gooi dit toe uit. Ons dink ook aan Maria wat Jesus se voete gesalf het met die dierolie. Dit is 'n offer aan die Here uit dankbaarheid vir sy liefde. En so moet ons lewens wees. Ek dink spesifiek met Maria, as ek dit nie verkeerd het, dit is 'n paar maande se salaris, jy weet, as jy dit Ek dink sy jaar se salaris is, En mense het haar natuurlik daarvoor geoordeel en gesê, maar kon sy dit vir armes gee en wat ook al. En Jesus sê vir hulle, maar sy verstaan dit baie goed, dat die primêre fokus is om die Here te dien, om alles te gee vir hom. Yes. Ongeag, hy kan dan dit vat en dit en oral anders vat. Amen. En ek daardie gesindheid moet in elkeen wees. Daar's 'n sin wat ek nogals baie van hou in Dinsdag se gedeelte. En die eerste 4 woorde is, of die eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6 woorde is my die belangrikste. Sonder om op hulle leraars te wag. Ja, nee. Ek hou van, maar die sin van verder, dit sê sonder om op hulle leraars te wag om die boodskap onder hulle bure te versprei, het hulle hul geloof gedeel, Bybelstudies gegee en mense voorberei om gedoop te word wanneer die leraars sou terugkeer. Ek meen en dit verwys spesifiek na ons Adventiste pioniers. Ja. Ek het al gelees toe ons as kerk begin het die leraars maklik. Ons skien nou in Suid-Afrika baie kommentaar oor dis erg as leraar 10 kerke het of 7 kerke of selfs 4 is vir baie mense bietjie erg. En dit is baie moeite en dit verg baie tyd. Maar die manier hoe hulle dit gedoen het was hulle het maklik 7, 8 kerke gehad en hulle het hulle kerke opgelei en seker gemaak hulle gaan nog aan. Ja. Maar dit was die werk van elke persoon wat in die kerk is, nie net die predikant om die werk te doen. En so ek hou baie daarvan, nie omdat ek my werk wil doen nie, maar omdat ek glo dit is elkeen se verantwoordelikheid in die kerk om een of ander tipe bediening te hê, of dit nou welsyn is, of dit nou hospitaalbesoek is, wat ook al dit mag wees, die Here moet lei. Maar dis elkeen se verantwoordelikheid om deel te wees van die bediening. Dit sê so die vroeë Christene wat ook in Filippi was, hulle het hulle lewens ook gelewe as 'n lewende offer. Hulle het hulle geloof met ander gedeel. Ja. Hulle het by mekaar se huis gekom, hulle het hulle eie huise beskikbaar gestel. En wat leer nou verwys na ons Adventiste pioniers ook, waar hulle het nie gewag vir die predikant om dinge te doen nie. En ons het vandag geval, baie van ons in hierdie kraks van, dis die predikant se werk. Hy word ons betaal daarvoor, hoekom moet ons dit doen? Dis heeltemal die verkeerde insig. Ja, ek meen as jy kyk, weer in Suid-Afrika, op average het 'n predikant dalk 3 of 4 kerke. En kom ons sê, ons werk op die minimum uit, kom ons sê na 3 of 4 kerke, is daar 90 mense, wat ook al. Kom ons sê 30 mense per kerk. Net om by elke persoon besoek te doen, gaan al klaar 'n jaar vat, jaar en 'n half, 2 jaar selfs. Dan boonop dit moet jy nog uitgaan en mense bereik. Ek het al met iemand gepraat wat uitgesê by sy werk, en broer, as jy dit kyk, ek hoop ek mag die storie gebruik, maar hy het gesê hy het by sy werk, elke oggend met mense wat nie Adventiste was nie, Bybelstudie gedoen. En hulle het gegroei van 'n klein groepie af tot 'n groepie van 15 mense. En ek dink hy het vir 'n jaar en 'n half, 2 jaar gedoen, en toe hy dit vir my deel, toe sê ek, dit is wonderlik. Toe sê hy vir my, wat vir my een van die hartseerste sinne is, ja, maar ek is nie 'n leraar nie. En ek dink, ek gaan nooit daardie mense bereik nie. Dis mense wat hy ken, dis mense wat gewillig is om na hom te luister, want hulle werk saam.
ek gaan nie daardie mense bereik waarmee hy werk nie. En dit geld vir elke persoon. Hy kan daai verhouding met hulle. Ek kan seminare doen, ek kan iemand gaan besoek, maar as jy 'n verhouding met iemand het, kan jy hulle soveel vinniger en soveel beter bereik. Amen. Dit is on the spot. En hierso sê kortliks gestel deur groot persoonlike opoffering, 'n lewende offer, het hulle gewerk om die evangelie te versprei. En dis wat ons moet doen. Die laaste sin sê, moet ons enigstens minder doen as dit, veral nou wat ons bid vir die uitsorting van die laatreëns. Die skrif, die gees van profesie sê dat die laatreëns gaan nie val op mense wat wag op die Heilige Gees om eers die werk te doen nie. Dit gaan val op die wat reeds besig is om die werk te doen. Ons moet reeds besig wees daarmee. Laaste vraag hierso by hierdie dag is, dink na oor wat dit vir jou eie lewe sal beteken om 'n lewende offer te wees. Hoeveel offer jy op vir die koninkryk van God en wat sê jou antwoord aan jou oor jouself? En luisteraars, dis 'n persoonlike vraag wat ons elkeen onsself moet ondersoek. Woensdag, beproefde karakter. En hier praat dit spesifiek van 'n spesifieke persoon, Filippense 2 vers 19 tot 23, brei Paulus baie uit oor Timoteus. Hy sê hierso, en ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete kom, want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hul eie belange, nie die van Christus Jesus nie, maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. Ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan. So hierso praat hy van die beproefdheid. Hy sê daar's baie terbin mense wat dinge nou nie gaan doen vir hulle eie belang nie, maar hierdie ou, en sy naam is Timoteus, aan wie hy ook geskryf het, 1 Timoteus en 2 Timoteus, waar hy noem dat hy deur sy beproefdheid, wat is hierdie beproefdheid, leraar? Hierdie beproefde karakter van hom? 'n bewyse van 'n mens se persoonlike geloof met die Here en hoe 'n mens moeilike situasies deurmaak. Ja, nie goeie tye nie. Nie goeie, Moeilike tye. Ons weet almal hoe om by die kerk op te tree. Maar dit is juist in daai moeilike persoonlike oomblikke wanneer jou lewensmaat met jou beklei. Ja, daar's hy. Wanneer jou kollegas jou bevraagteken of jy is minderwaardig ag omdat jy nou wetties is, omdat jy die Sabbat hou of omdat jy kerk toe gaan. Mense kan 'n menigte dinge as voorbeelde opnoem, jy weet. En dit is gewoonlik ons diepste persoonlike verhoudinge wat ons die meeste aanraak, waar ons karakter die meeste getoets word. En Jesus sê, Timoteus het al baie moeilike dinge deurgegaan en hy het bewys dat hy is iemand wat regtig werklik 'n goeie verhouding het met die Here en werklik toegewyd is om die Here te dien, ongeag die probleme waarmee hy sit. Hierdie laaste paragraaf lees. Dit is die moeilike wedervarings van die lewe wat ons ywer toets en demonstreer wie ons in ons binneste is. Ellen G. White verduidelik, die lewe dissiplineer 'n mens. Jy sal uitgetard word om jou humeur te toets. En wanneer jy hierdie in die regte gees aandurf, word die Christelike gawes in jou ontwikkel. As die aanslag van seerkry en beledigings in nederigheid verdra word, as beledigende woorde sagsinnig ontvang word en onderdrukkende optrede deur vriendelikheid, is dit die bewys dat die gees van Christus in die hart woon. Leraar, wanneer ek bid, Here asseblief help my om geduldig te wees. Dis dan wanneer sê maar Here, ek het nou gebid, hoekom met hierdie dinge? Dis juist om dit te toets. Want as 'n mens jou spiere wil bou, is dit weerstand wat jou spiere bou. Dieselfde in die geestelike lewe. Jy kan dit nie sterker maak as jy nie die weerstand kry om dit teen te oefen nie. Nee, dis so waar. Jy vraag aan die einde, dink na oor die uitdagings, ontberinge en ergernisse wat jy onlangs moes hanteer het. Was hierdie sagmoedigheid en goed hanteer? Wat kan jy doen dat hierdie ondervindinge jou in staat sal stel om jou meer gedissiplineerd te maak? Weereens,
Luisteraars, gesels met ons asseblief, ons wil baie graag van julle hoor. Donderdag, hou sulke manne in eer. En hier praat dit nou van 'n man met die naam van Epaphroditus. Leraar, spreek ek dit reg uit? Ek glo so. Epaphroditus, Titus, of so iets, Filippense 2 vers 25 tot 30. Maar ek het dit noodsaaklik geag om Epaphroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en dienaar van my behoefte na julle te stuur, want hy het na julle almal verlang en was besorg omdat julle gehoor het dat hy siek was, want hy was ook siek tot by die dood, maar God was hom genadig en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Ek het hom dus des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien en julle weer verbly en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer, want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. Nou leraar, ons kom by die kerk en die kerk se deure is oop. Die vensters is oop, die fans is aan, die ligte is aan, die toilets is oop en skoon. En ons stap net in en ons sien so mis die mense agter die skerms wat spesiaal op die Sabbat, wanneer ons bietjie later kan lê, staan hulle vroeër op. Kom hulle spesiaal in om oop te maak sodat ons kan instap en die kerk is reg dat ons bedien kan word deur ons broers en susters. En dit is juist daai mense wat agter die skerms werk waarna so baie vinger gewys word en meer fout gesoek word. Hulle doen dit so, hulle moet beter doen of hulle so. Waar hierso sê sulke mense moet in eer gehou word, nie in oneer nie. Ek dink as mens spesifiek kyk na die ek is versigtig met die woord karakter, want dit is nie net 'n karakter, dit was regte mens. Maar as mens kyk na die karakter van Epaphroditus, hy het 'n baie soortgelyke agtergrond as Paulus, maar eintlik 'n erger agtergrond as Paulus, want as jy die les lees, dan sal jy sê dat dit blyk as gevolg van sy naam dat hy deel van 'n heidense kult was, jy weet. En ons kan dieper daarin gaan. En om te kyk dat hierdie persoon natuurlik oortuig is deur die waarheid, weggegaan het van hierdie heidense kult af, die evangelie aanvaar het en soveel so die Here dien dat hy omtrent uit by die dood omgedraai. Ja. En nou stuur Paulus om sodat die mense bemoedig kan word om te sê, maar hy kom na julle toe en hy is as 'n lewende bewys daarso vir julle dat ten spyte van wat met ons mag gebeur, dat ons getrou kan bly aan die Here. En dit is baie belangrik om dit te besef, om te sien hoe mense se lewens kan verander. En jy weet, ons moet besef ons werk met mense. En ons baie van ons wat in die kerk sit wat moeilike agtergronde het. Of jy nou in die kerk groot geword het of nie. Baie mense het 'n moeilike agtergrond en om daar te wees is 'n keuse. Jy kies om kerk toe te kom. Dis so maklik om te sê ek gaan nie kerk nie as gevolg van so en so het jy weet ABNC oor my gesê. Maar om ongeag van probleme wat jy het as gevolg van die verlede, dinge waarmee jy sit, kerk toe te kom. En nou kom ons kerk toe en soos jy sê, jy weet, mense oordeel mense of hulle kom hulle nie agter nie. Die kerk moet nie 'n plek wees waar ons nou konstant sê, hierdie persoon was so goed omdat hulle nou hierdie gedoen het nie, of hierdie persoon. Ek het al gesien met 'n ander kerk event, sonder om spesifieke besonderhede te gee, hoe mense in 'n manier geëer was, dat diegene wat graag wou betrokke wees, maar net nie die kans gehad om betrokke te wees nie, eintlik neergedruk gevoel het. Want net omdat hulle nie kans gehad het om deel te wees nie, is hulle nou uitgesluit en nie geëer nie. En ek dink dit kom daarop neer dat ons mekaar elke week met prys nie, maar wat ons wel moet doen is om te kyk, hoe kan ons na mekaar omsien? Waar kan ons die vergete, as ons die 10 dae van gebed gevolg het, jy weet, waar kan ons diegenes wat vergete is, nou omsien en hulle onthou en hulle ook eer, en hulle ook laat voel asof hulle deel is van hierdie kerk, jy weet. Maak seker ons sien mense raak, ten spyte van hulle agtergrond, ten spyte van probleme waarmee hulle sit. Amen. Dankie leraar. Kom ons kyk na Vrydag se vraag. Hier's 3 vrae.
Dink na oor die waarskuwing in die aanhaling hierbo, oor diegene wat geleidelik aan wêreldse vereistes toegegee het en tot wêreldse gewoontes ingestem het. Wat sou dit insluit? Bespreek hoe hierdie nie net op individuele van toepassing sou wees nie, maar ook op die kerk in geheel. Nou, julle kan gaan kyk na die aanhaling hierbo en gesels weer eens met ons asseblief in die kommentaar hieronder in die video en deel ook u gedagtes met die Sabbatskoolles, Sabbat wanneer julle saam ontmoet. Maar leraar, daar is 'n ding wat vir my nogal 'n probleem is in die kerk vandag. Nie net die Adventiste kerk nie, al die kerke, waar kuisheid en respek en eerbaarheid in die kerk baie, kan ek sê, liberaal geword het. Waar daar selfs predikante is wat eerder daarvoor sal staan in 'n T-hemp en 'n geskeurde denim en die mense bedien. Vir party mense sal dit nie voorkom asof daar 'n probleem is nie, maar tog in die sieg geskep dit van ag, ek kan enige klere aantrek as ek die Here wil eer. Wat die gebruik was, altyd was, as voor die Sabbat aanbreek, bad jy, en jy trek spesiale klere aan, want dit is 'n ontmoeting met die Here, en hy is 'n spesiale gas op die Sabbat. En nie net wanneer ons kerk toe kom nie, maar selfs wanneer ons daai eerbetoning wys in ons gedrag wanneer die Sabbat begin, net voor die Sabbatsure. Soos die Gees van Profesie sê, die grense van die Sabbat moet ook bewaak word, sodat ons daai voorsmaak kan kry van die eerbied en die aanbidding vir 'n perfekte, volmaakte, almagtige God wat ons so liefgehad het dat hy vir ons gesterf het. Om daai eer aan hom te toon. Jy gaan tog nie, as jy jonk is, 'n meisie uitvat en jou haar is nie gekam en die brood is nie gespuit nie, en selfs aan die meisie se kant. Uit liefde uit verliefde uit, want jy wil jou beste voet neersit uit respek vir die persoon en liefde vir die persoon. Maar dit is asof ons dit nie meer doen in die kerk vir die Here nie. En waar dit hierso praat van hierdie geleidelik aan wêreldse vereistes toegee, sluip ook in die kerk in. Ja, en nie almal gaan saam met my stem nie, maar ek het nogal 'n probleem daarmee. Kyk, ek dink as 'n mens praat van net spesifiek jou klere in die kerk, praat ons van twee verskillende groepe mense. Want ek het ook al gesien, ons het 'n doopdiens, daar kom mense aan wat hulle is nie in die kerk nie. Kom daar saam met geskeurde jeans. Jy kan nie dit van hulle verwag en dan kry hulle snaakse kyke. Ja, jy weet. Dit is verkeerd, ek verstaan. En ek dink tot 'n groot mate moet ons dit nie maak 'n ding van jy is meer heilig of jy is meer geseënd as jy seker manier aantrek. Glad nie. Yes. Maar wat jy sê is ook waar. Diegene van ons wat wel lank kinders van die Here is, lank in die kerk is, sit met dinge in ons lewens wat ons weet eintlik reg verkeerd is. En daardie geleidelike, ek meen, kom ons sê dit soos wat dit is. Dis kompromie wat mense aangaan. Ja, bietjies. Ek het al baie keer die vergelyking gehoor, predikers hou nogals van die vergelyking van die kameel. Ek het hoeveel dit al gehoor het nie. Wat daar's 'n sandstorm in die Arabiere insident en die kameel sê, ag, kan ek net my neus insit? En hy sê nee, jy's te groot. En langs die kort, dis sy neus en dan sit sy kop en dan sit sy poot en dan sit sy ander poot en eventually is die hele kameel in die tent en die Arabiere is buite die tent. Ja. En dis 'n vergelyking wat gebruik word vir sonde, om te sê sonde kom bietjie vir bietjie in. Hy kompromie. En ons sien dit. In ons, en weer eens, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Ja. Mense wat kompromie in hulle persoonlike lewens aangaan, speel uit dan by die kerk. Yes. Jy weet, ek kan eintlik 'n sekere manier optree, maar hoekom moet ek? Want ek voel so ek gaan so doen. Ja. En ons gaan kompromie aan, want ek wil my kind in die kerk behou, so ek gaan maar toelaat dat hulle op 'n sekere manier lê, of op 'n sekere manier sit, of wat ook al. Of ek gaan toelaat dat hulle die jeugklas skiep, jy weet, sodat ons kan sê ons was by die kerk. Jy kan weer eens menigte voorbeelde aangaan, maar waarop dit neerkom is, ons gaan kompromie aan, en ons raak gemakliker met ons sonde, en ons kom dit nader nie agter nie. Ons kom dit nader nie agter nie, of ons weet daarvan, maar dit is nie 'n probleem vir ons nie. En
En wat die Here van ons vereis is dat sonde en probleme in ons lewens afskuwelik vir ons moet wees, sodat ons aangespoor is om weer terug na hom toe te hardloop. Amen. En ons hardloop nie terug na die Here toe nie. So. Amen. Dankie leraar, baie dankie. En ja, laat ek net kwalifiseer ook, ek stem saam met leraar. Die Here aanvaar jy net soos wat jy is. Maar as jy 'n amp in die kerk beklee, is jy daar om verteenwoordigend en as 'n voorbeeld te wees vir ander. En as die leiers se standaard hier is altyd so. As die leiers se standaard hier is, die gemeente se standaard gaan hier wees. Dis altyd so. Hulle sal nooit tot daar kom nie. Daarom moet ons standaard so hoog as moontlik wees in eerbetoning aan die Here. Want hoe laer ons gaan, hoe laer gaan die wat opkyk na ons toe. Ja. Goed. Ons is nog by die eerste vraag. Okay, tweede vraag. God sê, die wat my eer, sal ek eer. Op watter maniere eer ons God? Is dit dieselfde as om aan hom heerlikheid te gee? Hoekom of hoekom nie? Ja, ek dink om die Here heerlikheid te gee, sal wees om hom te loof en te prys. En om te sê, Here, al U kom al die eer. Vir hom in 'n gebed te loof en te prys, in sang. En vir my is dit om dat waar die Here sê, wie my eer, sal ek eer, om die Here te eer. Sien ek in die konteks van Spreuke sê dat 'n seun vir sy ma en sy pa 'n oneer kan wees. Ja. So wanneer 'n seun onrespekvol is teenoor ander mense, ongeskik is met ander mense, is hy 'n oneer vir hulle ouers. Die ouers kry skaam en laat sak hulle koppe. Maar waar dit 'n kind is wat altyd vriendelik is, behulpsaam is en mense nie moeilik, ek is trots op daai kind van my. Ek dink hierdie is dieselfde om die Here so eer te gee. Seker. En weer eens, dit kom terug neer op die keuses wat 'n mens maak, of jy kompromie aangaan of nie. Ja. Die oomblik wat jy 'n kompromie aangaan, wat jy wegstap of net 'n verdraaiing maak van dit wat jy weet wat reg is jy besig om die Here te oneer. Ja. Dis eenvoudig soos dit. Want jy weet wat reg is. Jy weet wat die regte pad is. Ja. Jy weet dat om sekere media in te neem of sekere gesprekke selfs met mense te hê, gaan wegvat van daardie saligheid wat jy het, daardie heilige gedagtegang, as ek dit so kan stel, wat jy het. Maar jy kies om dit te doen en jy kies dan eintlik in daardie oomblik om die Here te oneer, want jy weet dit is nie wat hy wil hê vir jou lewe nie. Ja, dit is waar, leraar. Ons moet doelbewus 'n keuse maak elke dag om alles wat ek dink, doen en sê die Here te eer. En natuurlik, dit kan moontlik wees slegs deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee ons daai vermoë, maar ons moet ook konstant daai besluit neem en dit beoefen, omdat ons wesens van gewoonte is. Ons moet dinge aanleer. En as ons vir die goeie probeer aanleer, sal die Heilige Gees kom en ons dan daai vermoë gee wat ons tekort kom om dit toe te pas. Laaste vraag. Hoe kan ons die konsep om ons eie heil met vrees en bewering uit te werk verstaan, sonder om in die stryk van wettiesheid te verval? Leraar, dis 'n baie lang gesprek hierdie, maar hoe kan ons dit kort opsom? Waar hy sê dat ons moet Paulus sê, ons moet ons eie heil met vrees en bewering uit te werk. Ons het so 'n bietjie daarin geraak. My eerste vraag is, wat is wettiesheid? Wettiesheid is om die wet te behou, of laat ek dit verder stel, om 'n skynsel van heiligheid te hê. Ek juis gister, toe ek die lesstudie aanbied in Kroonstad, toe sê ek, weet jy, en ek het al baie keer gesê, ek het groot geword in die kerk. Ek is 'n 4de generasie Adventist. Met die gevolg dat alles jong man, ouderdom van 13, 14, het ek presies geweet hoe om op te tree. Ek weet die Adventisme taal, wat ek moet praat, ek weet wat se antwoord om te gee, omdat ek al so lank in die kerk is, en dit is omtrent al wat ek ken. Maar eers bietjie later, en soms nog eers nadat ek gedoop is, want weer eens, ek het aanvaar dat ek gedoop is, want dit was ek moet dit doen. Maar eers nadat ek besef nie, maar ek moet eintlik 'n werklike verhouding met die Here hê. Ek kan nie net die regte antwoorde hê nie. En wettiesheid is om te sê, ek moet hierdie lys vervul, ek moet die vrugte van die Heilige Gees hê, en dit is hoe my lewe moet lyk, sonder om eintlik die inwerking van die Heilige Gees te hê. Maar die vrugte van die Heilige Gees
kom net as gevolg van die inwerking van die Heilige Gees. Dit is nie andersom nie. Dit is nie 'n lys wat jy moet nakom en dan kry jy die Heilige Gees. Dis 'n uitwerking van die invulling van die Heilige Gees en wettigheid is 'n verkeerd manier van jy weet en ek verstaan hoekom mense sê julle wat die Sabbat hou is wetties, jy weet. Hoekom hulle dit so sien? Want daar is ongelukkig baie van ons wat wel dit hou want net omdat dit die regte ding is, nie omdat ons die voordeel daarin sien nie. Dit voel soos 'n straf vir baie mense en ja, dan is dit 'n wettiese ding. Maar as jy die Sabbat hou want dit is vir jou die beste geleentheid om 'n volle dag met die Here te spandeer, om werklik 'n dag heilig te hou, om werklik 'n dag met ander gelowiges te behou en dit is vir jou 'n genot om dit te beoefen. Dan is dit nie wetties nie. Dan is dit 'n uitwerking van die geloof wat jy al klaar het. Yes. Ja, hoe ek ook wetties verstaan is, jy het hierdie punte wat jy nou moet volg, kom ons sê dis die 10 gebooie, en jy moet dit volg om gered te wees. Die 10 gebooie was nog nooit daar gewees om gered te word nie. Die Ou Testamentiese mense was nie gered deur die onderhouding van die gebooie nie. Die gebooie is daar om ons te wys waar ons foute het. En as ek dan 'n fout het, is daar van die gebooie is wat ek nie volg nie, ek is skuldig. Ek skuldig gaan dood, maar daar's 'n plaasvervanger wat in my plek sterf, die Lam van God, wat dan geslag is vir my sondes. En omdat dit so groot prys gekos het, breek dit my hart. Kry ek skaam en ek sê, Here, ek is so jammer dat dit u lewe geneem het. Ek wil u volg 100%. U het u lewe opgegee vir my. Nie omdat die Bybel so sê nie, maar omdat u my liefhet en u sê as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Dis die motivering. Waar dit vandaan moet kom. Amen. Leraar, baie dankie dat leraar weer eens die lesie saam met ons bespreek het. Dankie vir leraar se geduld met my. Ek waardeer dit. Ons probeer beter doen. Baie dankie ook vir julle ouens wat ons so gereeld ondersteun. Wat die woorde van bemoediging en die boodskappe vir ons stuur, dit beteken regtig baie. Partykeer kan ons nie op tyd altyd die video's plaas nie. Partykeer is daar probleme met die klank. Iewers kry die duiwel altyd iewers 'n plek waar sy vinger kan indruk, maar ons glo nog steeds dat die Here hierdie pragtige boodskappe deurbring en tot ons harte spreek. So baie dankie vir julle gebede en ondersteuning. Kom ons sluit af met gebed voor ons totsiens sê. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die eer en die voorreg het om ligte te wees vir U in hierdie donker wêreld. Maar Here Jesus, sonder U kan ons niks doen nie. Sonder U is ons in duisternis. Want die lig wat ons laat skyn is slegs die lig wat ons reflekteer, wat van U afkom. Help ons Here asseblief om konstant in U teenwoordigheid te wees, sodat daai lig in ons en deur ons, U lig deur ons en in ons kan skyn na ander toe. Verander ons Here asseblief in die gesindheid van Christus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, tot volgende keer. God se ryke seën.